Goeiemôre, geliefde broer en suster, vriend in ons Here Jesus Christus. Ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 119 en ons gaan saam lees van vers 97 af. Hoe lief het ek U wet, dit is my bepeinsing die hele dag. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want U getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar U bevele. Ek het my voete terughou van elke verkeerde pad, dat ek U woord kan bewaar. Ek het van U verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer. Hoe soet is U beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit die bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leenpad. Ons lees net tot sover. 'n Geliefde broer en suster, as ons elke dag veronderstel jy ry op die pad en 'n taxi ry voor jou in en daai ry sommer oor 'n rooi robot of daar is 'n ongeluk wat vir jou plaasvind weens wetteloosheid of ons sien die misdaadsyfers in ons land raak, dan begin ons iets besef dat hier 'n fundamentele probleem in ons samelewing is. Nie soseer dat nie almal gelowiges is nie, nie soseer dat almal nie in dieselfde kerke is nie, maar dat daar 'n fundamentele probleem om wetteloosheid is. Want niemand, lyk my, begryp meer dat daar iets groter is aan getrouheid as om net die geloof te behou nie. Want as ons so in ons samelewing elke dag leef en werk, dan sien ons die verval van die wetteloosheid. Om die eenvoud van iemand se lewe in gevaar te stel deur oor 'n rooi robot te jaag, is iets om die 6de gebod te verbreek. Maar wanneer die psalmis vir ons hier kom skrywe, hoe lief het hy die wet en wat hy alles daardeur put. Byvoorbeeld as jy gaan kyk hoe dit hom wys maak, wyser as sy vyande, hoe dit hy verstandiger is as al sy leermeesters, want die getuienisse is sy bepeinsing dag en nag, en soveel meer, hoe dit aan die einde beskryf word deur die sintuie van die mens, hoe dit soeter is as heuningstroop op die verhemelte. Ons het so gewoond geraak om week na week te luister na die wet van die Here, week te week na luister na die woord van die Here. Maar hierdie woorde, hierdie 10 gebooie wat onder meer vir ons hier beskrywe word, gaan soveel dieper in die hart van die gelowige in. Want ons het 'n wyse verstand wat ons daardeur verkry om met 'n groter lewens- en wêreldbeskouing vanuit die huis uit te gaan en te gaan kyk na hoe die Here alles onderhou, ook deur die getrouheid van die gelowige. As ons die wet van die Here so bekyk, as ons die woord van die Here so bestudeer, soos wat ook hier beskrywe word, dan besef ons dat daar soveel meer is om voor te lewe. Ons het nie nodig om moedeloos te raak in die verval of in die wetteloosheid nie, want elke een sal veroordeel word volgens die wil van die Here tot die reg van die Here. Maar die wet van die Here, broers en susters, is nie maar net 'n gewoonte wat ons lees nie. Dit is nie maar net woorde wat ons moet onderhou nie, maar iets wat ons graag wil onderhou, want dit onderskei ons in hierdie wêreld as iets anders, as kinders van God. Dit onderskei ons in 'n koninkryk wat veel meer heerlik is as die wetteloosheid van hierdie wêreld. Ja, dit maak ons moedeloos. Ja, dit maak ons self seer om alles rondom ons te sien, die wetteloosheid en die verval. Maar ons het in die wet van die Here 'n liefde wat vir ons daardeur uitgestort word. Want het die Here Jesus nie gesê ten opsigte van die wet nie, dat hy nie gekom het om die wet en die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. Want om die wet van die Here, om getrouheid in die Here so uit te lewe, so te beoefen, as te ware eintlik 'n lewenswyse in te rig, is 'n bewyse vir ons liefde vir ons verlosser en ook die bewyse van sy liefde vir ons. Want deur die wet, onder die wet, is hy gekruisig. Wetteloosheid was die oorsaak van die kruisiging. Wetteloosheid was uiteindelik die gevolg van die verlossing van sondes. En daarom, hoe lief het ek U wet, o Here. Hoe lief het ek U woorde, hoe bepeins ek dit dag en nag, hoe eet ek dit op, hoe smil ek aan die soetigheid van regverdige woorde.
van regverdige verlossing. Verlossing wat ons telke male sing, wat so soet is. Broer en suster, volg na dit wat geskrywe is. Wees getrou, wees opreg, gedenk jou verlosser, wat hierdie wet, wat hierdie woorde, tot die volheid daarvan nagekom het. En ons sal uiteindelik 'n vrederyk ervaar. Ons sal 'n wetlike, 'n regverdige troon beerwe, saam met Jesus Christus, ons enigste Here en ons verlosser. Kom ons bid saam. O Here, barmhartige God en hemelse Vader, ons lees hierdie woorde, en dit is vir ons so heerlik en so wonderlik om te besef hoe glansryk dit vir ons lewens is. Ja, om die lens van die skrif op te sit in 'n dorre en 'n vervalle wêreld en te besef dat ons kinders van die koninkryk van Jesus Christus is, te midde van die dinge in hierdie wêreld. Dankie dat ons dit so in rus en in vrede nog saam mag lees, dat ons dit mag smaak en dit mag geniet, dat ons daaruit mag put en daarvolgens mag lewe, want dit bied vir ons geloofsgroei en krag en heerlikheid. En ons bid in dankbaarheid uit vir die verlossing wat so soet is, wat U vir ons deur die wet, deur U liefde vir ons kom bied het. En in U heilige naam bid ons hierdie dinge. Amen.